Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons en ook aan ons kykers. Goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons erediens Sondag saam. Nou ons kyk en ons is besig met 'n reeks oor geluk, oor blydskap. Hoe kan ek en jy gelukkiger mense wees? En ons gaan vandag kyk oor die invloed wat geloof op jou en my geluk en blydskap gaan hê. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons maak saam sy naam groot. Kom ons sing lekker saam. Loop om met die drome, loop om met die hart, loop om met die klinkende cymbale. Alles wat awesome het, loop die Here. Alles wat awesome het, loop die Here. Prys hom met ons stemme, prys hom met die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat awesome het, loop die Here. 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 Ons het nou al so 2 weke na hierdie onderwerp gekyk rondom geluk en blydskap en hoe almal net wil gelukkig wees en hoe dit 'n sterk dryfveer in ons lewens is om gelukkig te wees. Ons het gesien die invloed van eksterne bronne en die persentasie effek wat eksterne op jou en my lewe het, geneties 40%, eksterne 10% en dan die belangrike woorde. 50% van geluk is in jou eie hande. Jy kan daaraan gaan werk in jou lewe. 3 grootste dinge wat jy kan doen om jouself 'n meer blymoedige, gelukkige mens te maak. Jy kan werk aan jou gesindheid, jy kan werk aan jou denke, hoe dink jy oor die lewe, en dan jy kan werk aan jou geloof in God. Nou ons gaan sommer vandag dadelik inspring. Nou, en ons gaan kyk na jou geloof. Watse invloed het geloof en kan geloof hê op jou blydskap? Kom ons sê net eers, wat is geloof? Geloof is hierdie vaste wete, hierdie vaste vertroue dat daar is 'n Vader in die hemel wat na my kyk, wat vir my sorg. Daar's 'n God wat vir my liefhet, wat my geskaap het en hy is betrokke, besig in my lewe. Geloof is om te weet dat sy seun Jesus Christus het aarde toe gekom en vir my kom sterf. En vir my verlossing gebring en vergifnis kom bring. So, dis wat geloof is. As ek praat van geloof, help jou met jou blydskap, dan is dit geloof in Jesus en geloof in God die Vader, wat hierdie werk vir jou en my kom doen het, hierdie liefdesdaad. Nou, hoe kan geloof jou help om 'n blymoediger mens te wees? Dis die groot vraag. Watse invloed het geloof op my blydskap? In die eerste plek, geloof in Christus bring vir die mensdom vergifnis. Nou hoor mooi, vergifnis het 'n massiewe effek op jou blydskap. Wanneer ek en jy skuldig voel, wanneer ek en jy nie goed genoeg voel nie, wanneer ek en jy voel ons is uitgevang, ons is in die moeilikheid, they've got me, nou is ek daar, jy weet, die I'm going to jail kaartjie wat jy kry. Wanneer ek en jy met daai emosie leef, het die navorsing bewys, val al die blydskap vlakke in die brein. En jy raak morbied, jy raak depressief, van ek is nie goed genoeg nie, en almal weet hoe sleg is ek, en almal het nou dit gesien, en almal gaan nou praat oor my sonde, en almal gaan my veroordeel, en niemand hou van my nie. Die teenoorgestelde, wanneer jy vergewe word, wanneer jy weet, dis okay tussen jou en God, dis okay tussen jou en jou naaste, jou naaste het jou vergewe, jy het jouself vergewe, God het jou vergewe, wanneer jy daai plek bereik van vergifnis, skiet die blydskap vlakke op in jou brein, en dis daai vry gevoel, die lewe is baie lekker, die lewe is okay, alles is sharp, alles kan net beter, en dis fantasties. Dis die effek wat vergifnis het. Nou, wie beter kan jou en my vergewe as Jesus Christus?
Waar kan die mens vergifnis kry? Ek dink aan 'n storie. Daar's 'n man siek en Jesus gaan en hy sê vir hierdie man op 'n Sabbatdag nogal, gaan Jesus en hy sê vir hierdie man: "Wees gesond en jou sonde is vergewe." Die Fariseërs en almal gooi hulle speelgoed uit die kot uit. Hulle sê: "Hey, wie's hierdie man om sonde te vergewe?" En Jesus sê hierdie woorde: "Wat's makliker vir my om te sê? Wees gesond of gaan en moenie meer sondig nie, jou sonde is vergewe." Jesus sê vir my, die Seun van God, is dit ewe maklik. Hoekom? Want hy het sonde gedra. Hy het ons sonde op hom geneem. Niks en niemand anders kan sonde vergewe behalwe Jesus nie. Hoekom? Want sy bloed het gevloei. En jy kan sonde net wegvat wanneer bloed vloei. En dis sy bloed wat gevloei het, en omdat sy bloed gevloei het, kan hy vandag vir jou sê, jou sonde is vergewe. Dit is verby. Ek hou dit nie teen jou nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie. Ek vergewe jou. En wanneer ek en jy hierdie vergifnis beleef, dit het die grootste effek op jou en my blydskap. Wanneer ons geloof het in wat Jesus gedoen het, dan spring ons blydskap op, en as ek en jy kan bly in vergifnis, leef in vergifnis, in 'n posisie sit van permanent vergewe, dan is ek en jy permanent blymoediger mense. Ek wil dit vir jou lees, Romeine 5 vanaf vers 1 af. Hy sê, as mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God, op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Deur Jesus Christus het ons, deurdat ons glo, toegang verkry tot hierdie heerlike posisie van genade, waarin ons nou bevind. En ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God aan ons gaan gee. Dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in swaar kry. Hoor hy woorde, hy sê, ons juig en jubel selfs in swaar kry. Hoekom? Omdat ons glo. Glo in wat Jesus vir ons gedoen het. En dan beskryf hy, wat is dit wat Jesus gedoen het? Hy het jou en my op 'n posisie geplaas van genade. Met ander woorde, hy het jou op 'n stoel geplaas van vergifnis. As ek 'n prentjie kry van hierdie skrif, is dit iets van 'n kind op sy partytjie. Daar's 'n stoel op partytjie, die stoel reg by die koek, nê. Die stoel reg voor die koek met die kersies in, en as dit 'n seentjie is dit 'n kaarskoek of iets soos dit, of 'n dogtertjie is 'n Tinkerbell of Barbiekoek of wat ook al. En dan staan nou 3 of 4 of 5 kersies in. En wanneer jy 'n kind op daai stoel gaan neersit, jy al gesien wat gebeur met daai gesig? Hierdie is my partytjie. En hierdie is my koek, en hierdie is my maatjies, en hierdie is my chips, en my rooi koeldrank, en groen koeldrank, en my persent. Hierdie is myne vandag. Daai gesig. Ek en jy kan permanent op daai stoel sit. Die posisie van genade. Ons is vergewe, vrygespreek en leef in vrede met God. En hoor mooi daai woorde wat hy sê, in alle omstandighede. En daarom, jou omstandighede bepaal nie jou geluk nie, jou geloof doen. Jy kan in die middel van helse omstandighede wees, maar as jy glo Jesus het jou vergewe en God leef in vrede met jou en jy sit op die stoel van genade, maak nie saak wat jy omstandighede nie. Jy het 'n blydskap binne in jou wat wil uitborrel ten spyte van omstandighede, want jy's vergewe. En die verhouding tussen jou en God is oukei. Hy leef in vrede met jou. So geloof gee vir jou en my vergifnis. Daarom leef ons in groter blydskap. Die tweede iets wat geloof vir jou en my gee en doen, is geloof in God, geloof in Jesus, gee ons 'n roeping. Nou 'n roeping is 'n eenvoudige woordjie vir gee vir jou 'n doel. Jy sien, ek en jy wil met 'n doel leef. Om doelloos te leef, om droomloos te leef, om nie 'n roeping te hê in die lewe nie, dis verskriklik. Waarom staan ek op in die oggend? Wat's my doel?
Waartoe moet ek gaan? Hoekom moet ek werk toe gaan? Hoekom moet ek kinders? Hoekom moet ek 'n huwelik hê? Hoekom al hierdie goed? Wat's die doel van die lewe? Ek dink as jy dink aan Prediker en klaagliedere, dis boeke wat geskryf is op soek na die doel in die lewe. En ek en jy, elkeen van ons, het 'n innerlike gejaagdheid na, wat is my doel? Wat moet ek bereik? Waartoe is ek op pad? Nou hoor nou mooi, jy gaan jou doel net by jou Skepper ontdek. Jy sien, wat is 'n fiets se doel? Vra vir jou wat die fiets gemaak het. Hy maak 'n fiets of met 'n dun wiel of met 'n dik wiel, of met baie ratte of met min ratte, of groot of klein, of met klein wielietjies aan die kant of sonder wielietjies. Hy maak hom met 'n doel. En as jy wil weet wat is sy doel, vra die een wat hom gemaak het. As jy wil weet wat is jou doel, jou roeping, kom in geloof in 'n verhouding met Jesus Christus en God die Vader. Jy sien, om met roeping te leef, is om met energie te leef, om met blydskap te leef. As ek in die oggend wakker word, en ek weet so iets van die dag wat voor lê, en ek weet dis roepingdag, dis preekdag, dis mense helpdag, dis personeelbestuurdag, dis opleiding of wat, dis my doel. En ek staan anders op in daai oggend. Dit is iets van, yes, ek het 'n doel, ek's op pad, die Here is met my, hy werk in my, sy gees werk deur my. Kom ek sê vir jou weer, waar help doel en roeping jou? Selfs in slegte omstandighede. Mense wat met 'n doel leef, kan die mees verskriklikste omstandighede oorleef. 'n Skrywer, Corrie ten Boom, het geskryf oor die konsentrasiekampe. En baie interessant, wanneer jy 'n doel gehad het in die konsentrasiekampe, het jy dit oorleef. As jy nie 'n doel gehad het nie, het jy nie die konsentrasiekampe oorleef nie, want daai gevoel van doellose gevangenskap het mense mal gemaak. En in al die boeke van Corrie ten Boom het net daaroor gegaan. God het vir jou 'n doel, al is jy in 'n konsentrasiekamp. En om met dit te leef, gee vir jou geluk. Hoor weer wat sê die Bybel, Romeine 8:28, hy sê, en ons weet dat God alles ten goeie laat saamwerk vir hulle wat hom liefhet. En dan hierdie woorde, hulle wat geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Hoeveel keer het ek en jy daai versie gebruik? Moenie bekommer wees nie, alles werk ten goeie mee. Moenie bekommer wees nie, alles werk ten goeie mee. Nou, dis 'n ware versie. Maar vir wie werk alles ten goeie mee? Vir hulle wat hulle doel ontdek het. Wanneer jy weet jy het 'n doel en God werk aan jou en God is op pad met jou iewers heen en jy is besig met jou roeping op aarde, dan werk alles vir jou ten goeie mee na jou roeping toe. Maar as jy nie 'n roeping of 'n doel het nie, dan vra jy, nou hoekom gebeur dit nou alweer met my? Kyk nou wat dit nou alweer met my gebeur. Hierdie lewe is nie regverdig nie. Kyk hoe gaan dit met my? Kyk hoe sleg gaan dit. Dan het jy nie 'n doel om deur slegte omstandighede te werk nie. Die derde plek waar geloof jou en my help om gelukkige mense te wees, en hierdie is seker die grootste. Geluk hang af van, is daar iemand daar buite wat na my kyk? Is daar iemand daarbo wat vir my sorg? Is daar 'n groter krag wat inwerk op my en wat sy hand oor my het? Nou dis wat geloof vir jou en my gee. Geloof gee vir jou en my die deur na 'n verhouding toe met God die Vader. En dis kosbaar. Wanneer jy weet, daar's 'n Vader in die hemel en hy sorg vir my. Daar's 'n Vader in die hemel wat na my kyk. Daar's 'n Vader in die hemel wat vir my lief is. Dan begin jou hele lewe anders te wees. Jy sê, die grootste invloed op geluk, het navorsing bewys, is mense met 'n standvastige geloof. Van ek is nie alleen nie. Selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskadu wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want God, my herder, my liefdevolle Vader, is saam met my, is by my. En ek dink dis iets waaraan ek en jy baie hard moet werk in ons geloof. As ek en jy ons geloof kan sterker maak in wie God is. In wat 'n verhouding kan ek met God hê? Hy's 'n Vader wat omgee. En ons kan nou baie skrifte hier noem. Ek dink aan skrifte, selfs die hare op ons hoof is getel. God weet alles van ons.
Hy gee hom vir ons. Hy stel intens belang in jou en my lewe. Ek dink aan skrifte wat sê, as ons wat sondige ouers is, weet hoe om goeie goed vir ons kinders te gee, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie aan ons gee wat ons nodig het nie. Jy sien, geloof gee vir jou 'n verhouding met jou liefdevolle hemelse Vader. En wanneer jy hierdie verhouding het, maak dit nie saak van jou omstandighede nie. Dit maak nie saak van wat gebeur by die werk en verhoudings en geld en liggaam en finansies en al hierdie omstandighede nie. Want ek het hierdie geloof dat ek het 'n Vader in die hemel en die hare op my kop is getel en hy weet wat ek nodig het en in sy tyd, op sy dag, op sy manier sal hy na my kyk. Ek is sy oogappel. Jesaja sê, my naam is in sy handpalm ingegrafeer. Mense dink bietjie net daaraan. Geloof gee vir jou 'n verhouding met die God wat in beheer is. Regtig in beheer is. Die een wat jou lewe kan reël. Die een wat vir jou die kaarte op mooi plekke kan laat val. Die een wat die lewe vir jou in stand kan hou. So, as ek en jy gelukkige, blymoedige mense wil wees, wat moet ons doen? Ons moet werk aan ons geloof. Ons hoef nie 'n nuwe werk te kry nie, ons hoef nie 'n nuwe verhouding te kry nie, ons hoef nie meer geld of minder geld. Nee, al wat ek en jy moet doen, ons moet gaan werk aan ons geloof. Want ons het 'n God wat ons wil vergewe. Ons het 'n God wat vir ons 'n doel en 'n roeping wil gee. En ons het 'n liefdevolle hemelse Vader in die hemel wat na ons wil kyk en vir ons wil sorg. Kom ons luister na hierdie volgende lied. My Here, bron van my vreugde, U is my koning, die een wie my verstaan. Dankie Here, my geluk is in U. Dankie Here, vir die bloed het my deurgekoop. Dankie Here, my roem is in U. Dankie Here, om wat wil ek sal U gee. Deur die donker storm staan ek sterk. U is by my, vir ewig en altyd. Dankie Here, vir die bloed het my deurgekoop. Dankie Here, my roem is in U. Dankie Here, kom wat wil ek sal U gee. Ek sal U Ek wil graag saam met mense bid vir hulle geloof in God, dat hy jou wil vergewe, dat hy vir jou 'n roeping wil gee, en dat hy vir jou 'n liefdevolle hemelse Vader wil wees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons met ons ongeloof. Dankie dat U elke persoon wil vergewe in Jesus Christus. En vir elke persoon wil sê, daar is nou vrede tussen my en jou. Dankie Here dat U vir elkeen van ons 'n doel wil gee. Soveel mense staan doelloos op elke oggend. Dankie Here, U gee vir ons 'n roeping. En wanneer ons 'n roeping het, dan weet ons alles werk ten goeie mee. En die heel belangrikste, dankie dat U vir ons 'n hemelse Vader is. 'n Vader wat ons liefhet, 'n Vader wat ons ken, 'n Vader wat weet wat ons nodig het. Dankie daarvoor, Here. Ons glo en vertrou ons lewens toe aan U in Jesus naam. Amen.